Dankie Evert, goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier, dis lekker om almal van julle te sien. Evert het dit vanoggend gesê, daar's iets, ekskuus vir die Engelse woord, maar daar's iets magic vanoggend in die voorsang. Ek staan hier voor en ek kry hoendervleis vanoggend as ons sing. En is wonderlik hoe die Here werk. Ek het in die week en gister bietjie gaan oplees weer oor die effek van sang op 'n mens. Ons gaan later so 'n bietjie in die preek net so ietsie korts daaroor sê oor hoe samesang in 'n kerk 'n mens se gemoed kan verander. Baie keer kom jy op 'n Sondagoggend kerk toe en ek weet hoe is dit, ek het al vertel hoe dit in ons gesin gebeur. Hoe vals my pa gesing het, maar jy kom kerk toe en jy voel bietjie moedeloos. Maar wanneer ons begin saam sing, gebeur daar iets. In die Bybel praat die Here baie oor sang en hoe belangrik lofprysing en aanbidding vir mense is en vir ons as gelowiges om dit saam te doen, want iets magic gebeur in ons brein wanneer ons saam sing. Iets wonderliks, iets amazings, iets onverklaarbaars gebeur in ons siel, broers en susters, wanneer gelowiges saam die Here loof en prys en aanbid. Dit lig jou gees, dit lig jou gemoed, dit laat jou ligter voel en dit verlig ook jou spanning. En dankie vir vanmôre se voorsang, dit het regtig my siel baie verryk en terwyl ons so sing, ek wil amper vra ons moet dalk nog so 3 liedere ekstra sing, Ebert. Ek sal my preek met 2 punte korter maak. So lekker sing ons vanmôre. So vanmôre se preek het net 7 punte en nie 9 nie. Ek spot sommer daaroor. Broers en susters, is lekker om hier te wees. En is lekker om saam met u vanmôre in die teenwoordigheid van die Here te kan stil word. Kom ons raak stil voor die Here. Want ons weet, hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n mooi loflied saam vanmôre. Ons het lekker gesing en die voorsang was regtig besonder vanoggend en ek wil vra, kom ons staan met lied 197 en ons sing daarvan die eerste vers. Lied 197, Wonderbare Koning. Kom ons sing dit staande, die eerste vers hartlik saam. Ek lees graag die wet van die Here vanmôre vir ons uit dieselfde brief uit waaruit ons teksgedeelte vanmôre kom. Dit is die brief van Paulus wat hy skryf aan die gemeente in Rome en ek wil vanoggend vir u die wet daaruit saam lees en is net 'n paar verse. En ek wil vra dat u vanmôre hierna sal luister want dit sluit direk aan by ons preek vanoggend. Ons preek maak vanoggend so 'n klein mini-reeks klaar wat ons die laaste 3 weke gevolg het. Wat ons 'n bietjie gekyk het na die ewige lewe en die hemel. En vanmôre kyk ons oor hoe die hemel en die ewige lewe 'n invloed het en bepalend is oor hoe ek leef vandag. En daarom as ons die wet lees, wil ek vir jy moet vir 'n oomblik stil word. Ek wil jy moet vir 'n oomblik net daar waar jy sit, jy oë toemaak en vir 'n oomblik aan die hemel dink. Net 'n oomblik se stilte. Verbeel jy vanmôre, jy sien die hemel voor jou. Dis die eindstreep waarvan Paulus praat. Net daar waar jy sit. En nou doen ek 'n beroep op jou. Op grond van die groot ontferming van God.
Gee jouself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van jou geloof wat jy moet beoefen. Jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Want dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 264, vers 1 en vers 4. Broers en susters, ons skriflesing vir môre is een vers uit die boek Romeine uit. En dit is Romeine hoofstuk 8 vers 18, so bladsy 206 in my Bybel. Ons gaan daar saam lees. Romeine hoofstuk 8 vers 18 en dis op bladsy 206 in my Bybel. En ons tema vir môre is Ctrl, Alt en Delete. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word en U naam kan aanroep. Here, ons voel vanmôre deur die sang en deur ons saam wees en deur die woord wat oop is, iets besonders in ons harte en in ons gees gebeur. Here, ons voel die teenwoordigheid vanmôre baie tasbaar in die erediens. Here, hierdie stilte wat ons beleef, spreek met ons siele en is amper asof ons die stem alreeds met ons kan hoor praat. Here, asof ons U vanmôre self in die eie woorde in ons harte kan voel, praat met ons. En Here, dankie dat ons nou kan stil word. Dankie dat ons kan bid en vra dat U woord vir ons sal oopbreek. Here, dat U vanmôre die diepte en die wysheid en die kennis van die woord vir ons sal oopbreek. Here, ek wil vra vanmôre, kom en opereer vanmôre aan ons. Opereer vanmôre aan ons geestesoë, Here. Kom vanmôre en gee vir ons behandeling en salf vir ons oë, dat ons anders kan kyk. Here, ons weet die woord sê, ons kyk in 'n dowwe spieël, en eendag sal ons alles kan sien soos dit werklik is, maar ons wil vra vanmôre, Here, help ons om al 'n stukkie van hierdie helder beeld van die ewigheid in die oog te kry. Here, ons wêreld en ons dag en ons lewe word baie keer so oorheers deur die negatiewe, deur swaar kry en leed en moedeloosheid, dat dit partykeer alles wat ons raak sien, maar ons wil vra vanmôre, Here, kom en opereer aan ons hartsoë, dat ons die ewige lewe sal sien deurskemer, dat ons vanmôre die hemel sal sien, en Here, dat ons dit na kan streef en voor kan leef. Here, ek dank U ook dat ons vanmôre kan bid vir onderwysers. Here, onderwysers wat 'n roeping het om met die broostes van die broostes te werk, ons kinders. Here, hulle werk onder geweldige druk, onder geweldige spanning. Ons bid U hulle toe, Here, U genade en U seën. Mag U hulle sterk hou, Here. Mag U hulle toerus om meer as net onderwysers te wees, maar dat hulle ook mentors vir ons kinders kan wees. Breek nou U woord vir ons oop, in Jesus se naam. Amen. Ek lees graag vir ons teksgedeelte, Romeine hoofstuk 8, vers 18. Paulus is aan die woord. Hy sê baie sterk, hy begin hierdie gedeelte baie sterk, baie oortuigend. Daar bestaan by hom geen twyfel oor die volgende wat hy sê nie. Hy begin en hy sê, ek is daarvan oortuig,
Nou wat Paulus hier bedoel is, hy sê, daar bestaan by my geen twyfel nie. Hy sê, dis nie eers dat ek daarin glo nie, hy sê, ek weet. Hy sê, ek weet, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Ek is daarvan oortuig, ek weet met my hele hart, siel, krag en verstand, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat deurbreek nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Ek wil begin vanmôre met 'n vraag. En die vraag wat ek vanmôre vir u wil vra, is 'n vraag wat my baie laat dink en baie laat wonder. En die vraag wat ek vanmôre mee wil begin, is die vraag is, het jou verlede 'n invloed op jou hede? Het dit wat jou in die verlede gebeur het, of dit wat jy in die verlede gedoen het dit 'n invloed op jou vandag? En dan wil ek vir jou vra, hoe groot invloed het dit op jou? Hoe groot invloed het dit op jou denke? Hoe groot invloed het dit op jou dade? Hoe groot invloed het dit op jou lewe? Die vraag is, het jou verlede 'n invloed op jou hede? En die antwoord is baie eenvoudig, absoluut en verseker ja. Jou verlede, dit wat in jou gebeur het, dit wat jy gedoen het, die keuses wat jy gemaak het absoluut 'n invloed op jou lewe vandag. Maar hier's die ding. Jou toekoms het 'n baie groter invloed op jou hede, hoe jy hier leef, as wat jou verlede het. Of dis hoe dit veronderstel is om te wees. En ons gaan baie mooi vanmôre daardie toekoms definieer, en ek wil dit weer sê, jou toekoms behoort en het 'n baie groter invloed op jou hede, hoe jy leef, hoe jy dink, hoe jy planne maak en hoe jy optree, as wat jou verlede op jou behoort te hê. Nou broers en susters, ek wil begin met 'n tweede vraag vanoggend. En dis die belangrikste vraag wat in my lewe aan my gevra is. Nou jy sal onthou, 'n paar jaar gelede het ek vir julle vertel van 'n belydennisklas wat eendag vir my 'n vraag gevra het wat op daardie stadium vir my die beste vraag is wat ek nog ooit gekry het. Ons het in die belydennisklas gesit en ons het 'n ernstige oomblik gehad en ek vra toe vir die kinders, enige een van julle 'n vraag. Enige ene. En daar's so 'n seun wat so sit in die klas en hy kyk my so diep in die oë en hy vra vir my, Dominee, hoekom 'n middelpaadjie? En jy sal onthou, daai vraag het baie lank en baie preke geïnspireer in my lewe. Maar ek het onlangs in my lewe 'n baie belangriker vraag gekry, wat daarin oortref. En ek wil met u daai vraag deel, en ek wil hê u moet vanmôre aan daai vraag dink. En ek gaan vir u die agtergrond van daardie vraag vertel, en dit is 'n hartseer agtergrond, wat my lewe geraak het, en ek dink baie van ons wat vanmôre se lewens hier sit. En die persoon wat aan my die vraag gevra het, sy ma en sy broer sit vanoggend hier. 3 weke terug doen ek 'n besoek by 'n jong man. Ek ken hom almal vir Christian Klopper. 'n Indrukwekkende jong man. Dis die Saterdagmiddag. Hy's baie siek. Dis 2 dae voordat hy afsterf. En ek onthou ons het daar gesit en ek en Christian het gepraat en ons het oor baie goed in die lewe met mekaar gepraat en ons het 'n diep gesprek gehad 'n paar maande terug, maar ons het daai dag, daai Saterdag lig met mekaar gepraat oor duitjies en daadjies. En op 'n stadium draai hy na my toe en hy kyk my in die oë en hy vra vir my die volgende vraag. En ek wil hê jy moet daaraan dink. Hy vra vir my, Dominee, wat is die eerste ding wat jy sal doen as jy in die hemel kom? Wat is die eerste ding wat jy sal doen as jy in die hemel kom? My mond het oopgeval. Ek het na hom gekyk en gesê, Christian, nog nooit het iemand vir my daai vraag gevra nie. Nog nooit in my lewe het dit in my kop opgekom om eers daaroor te dink nie. Ek dink net aan die hemel as hierdie wonderlike plek, maar gee my 'n oomblik dat ek daaraan dink en my brein wil amper nie werk nie.
En hierdie woorde ego in my kop, wat is die eerste ding wat jy gaan doen as jy in die hemel kom? En ek vra dit vir hom, Christian, wat is die eerste ding wat jy gaan doen? En hy sê vir my, Dominee, die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan swem. Want die laaste tyd was dit vir hom moeilik geweest. Hy het 'n klomp buise gehad wat dit moeilik gemaak het. Hulle was by die see, maar hy kon nie swem nie. En sy woorde aan my was, die hemel is so konkreet. Die eerste ding wat ek wil doen, is ek wil swem. Wat is die eerste ding wat jy sal doen, as jy in die hemel kom? Het jy al ooit aan daai vraag gedink? Die belangrikste vraag wat iemand jou ooit in jou lewe sal vra. Ek herhaal weer wat ek aan die begin gesê het. Jou verlede het verseker 'n invloed op jou lewe hier en nou. Maar broers en susters, jou toekoms het 'n groter invloed en behoort 'n groter invloed hier en nou te hê as wat jou verlede ooit in jou lewe kan hê. Ons sê baie keer, en baie mense gebruik die verskoning, maar hoe kan ek loskom van my verlede? My pa en my ma was so, ek het so groot geword, ek het met te min of te veel groot geword. Broers en susters, as jy dink aan die ewige lewe wat vir jou voorlê, as jy bly dink aan die eerste ding wat jy gaan doen as jy in die hemel kom, verskraal jou verlede en jy begin leef vorentoe. Want hoe jy oor die hemel dink, bepaal hoe jy hier leef. As jy aan die hemel dink as 'n vaar realiteit wat iewers ver weg verwyderd van ons is, broers en susters, gaan jy begin leef vir hierdie aarde en vir hierdie lewe. Maar as jy die hemel beleef en die hemel sien as 'n konkrete werklikheid, gaan jy hemel toe begin leef. En dit is waaroor ons vanmôre met mekaar praat. Dit is waarna ons vanmôre kyk. Want jou begrip, jou verstaan, jou dink oor die hemel bepaal hoe jy hier leef. En ek wil vir jou 'n aanhaling lees van Scott Sauls. Met dit in die gedagte van die hemel wat in ons oog is, broers en susters, resoneer hierdie vraag of hierdie stelling van Scott Sauls by my. Hy sê die volgende, hy sê, we become like Christ, not by trying to be like him, but rather by being with him. His character is caught, not achieved. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê baie mooi hier vir ons, dat om soos Christus te word, is om saam met Christus te leef. Want Christus wys ons die weg na die ewige lewe. Christus hou ons oog gefokus op die hemel. As ons aan die kruis dink, broers en susters, dink ons aan die opstanding van Jesus Christus. Wanneer ons aan Christus dink, dink ons aan die wandeling wat ons saam met hom het na die ewige lewe. Maar dan is daar 'n vraag wat aan my siel bly knaag. Daar's 'n vraag wat my laat wakker lê in die aande. Daar's 'n vraag wat my laat rondrol en besig hou. En die vraag is, as ons dan saam met Jesus wandel, as ons dan leef as verlosters wat vanmôre hier sit, as ons dan mense is wat leef met die oog op die ewige lewe, waarom sak ons so vinnig terug in die geloofswedloop? Waarom is dit, broers en susters, dat ons nog so baie leuns vertel? Dat ons egbreek pleeg. Dat ons mekaar sleg sê en vloek. Dat ons mekaar beskinder. Dat ons jaloers is op mekaar. Waarom is dit dat ons so maklik val vir valse profete? Die antwoord wat ek vir myself kry, is dat ons nie saam met Christus wandel nie. Jy sien, ons sit baie keer in die kerk. Ons sit Sondag na Sondag in die kerk. Ons bid 2 keer 'n dag. In die oggend as ons opstaan en in die aand as ons gaan slaap, bid ons. Ons bid by die etenstafel 'n 3de keer. Selfs wanneer ons in restaurante is, bid ons as familie saam. Maar dit is amper asof ons nie saam met Jesus wandel nie. Want waar vat die wandeling saam met Jesus ons heen? Dit verander ons persoon en ons karakter, maar dit is 'n wandeling na die ewige lewe. Ja, ek wil vir
'n skyfie wys en Tannie Ria staan nie om vir my kan opsit. Hoe jou lig die wêreld verander en ek is seker baie van u het dit al gesien. Daar kom hierdie mannetjie aan en jy sien daai groepietjie aan die regterkant, hulle lyk almal so kwaad en morbied en dit lyk amper asof hulle almal teleurgesteld is, daar's geen lig in hulle lewe, hulle lyk sommer so kleurloos. En dan kom hierdie vriendelike mannetjie van links af ingestap en kyk wat gebeur wanneer hy tussen die ander mannetjies instap. Ewe skielik begin sy vreugde oorspoel en oorspoel en oorspoel en dit raak aansteeklik. Die vraag is, wat is jou vreugde in die lewe? Watter invloed oefen jy uit op die mense rondom jou? Is jy die een wat met die mismoedigheid van die lewe in 'n geselskap instap? Is jy die een wat altyd net die donker randjie aan die silwer wolk sien? Of is jy die een wat lig inbring? Want jy sien hierdie brief wat Paulus aan Romeine skryf, is hy daai mannetjie wat in 'n donker wêreld, in 'n moedelose rigting hooplose wêreld vreugde inbring. En die vraag is, wat steek daardie vreugde in Paulus aan? En dit bring ons by ons tema vanoggend. Jy onthou nog rekenaars, ek weet nie wie van die gebruik het nog nie, en is eintlik die verkeerde ding, hulle het altyd ons geleer, as jy jou sagte ware op jou rekenaar wil reboot, of jy wil bietjie jou geheue op die rekenaar hak vas of hy vries of iets, dan het ons altyd geleer Ctrl-Alt-Delete. Ek weet nie wie van die onthou dit nie. En ek weet dis die verkeerde ding om baie keer te doen, maar ek het nog geleer en nou druk ek net deesdae die power on en off en ek reset hom so. Wat heeltemal verkeerd is. Maar ons het nog geleer Ctrl-Alt-Delete. Wat was Paulus in sy lewe se Ctrl-Alt-Delete knoppie? Wat het gemaak dat Paulus daardie lig kon inbring van vervolger van die kerk na bringer van vreugde? En hy skryf dit in Romeine 8. Hy sê dit wat daai verandering in my lewe gebring het, dat ek die een is wat hoop in die wêreld kan inbring, lig en vreugde, is hierdie enkele sin. Dit weet ek. Dat die lyding wat ek nou hier verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir my in die toekoms sal laat aanbreek nie. Paulus sê, ek hou my oë gefestig op die hemel. Ctrl, Alt en Delete. Die eerste knoppie wat ons vanmôre gaan druk is die Ctrl knoppie. Ctrl beheer van jou gedagtes. 2, Alt is alter of verander jou optrede. En 3, die Delete knoppie. Jou sonde is gedelete. Jy is verlos. Baie kort vanoggend. Druk saam met my die Ctrl-Alt-Delete knoppie in jou lewe. Kom ons druk die Ctrl knoppie. Kom ons neem beheer. Kom ons vat kontrol van ons denke. Een van my gunsteling aanhalings kom uit 'n boek uit wat geskryf is kort na die konsentrasiekampe in Auschwitz deur Viktor Frankl, en ek het al hierdie aanhaling baie keer genoem. Viktor Frankl sê die volgende, hy sê, "He that has a why to live for can bear with almost any how." He that has a why to live for, hy wat 'n rede het om voor te leef, kan met enige ontbering in hierdie lewe saamleef. Die vraag is, wat is jou why? Wat is jou rede? Wat maak dat jy in ontbering in jou lewe kan staande bly? Dat jy in ontbering in jou lewe selfs kan floreer? En Paulus sê dit. Hy's besig om vervolg te word. Hy's besig om te ly vir die Here. Hy's besig om ten gronde te gaan. Dan sê hy, maar hiervan is ek oortuig. Hierdie is die why, hierdie is die rede, hierdie is die hoekom ek leef. Hy sê, hiervan is ek oortuig, geen lyding kan die toekomstige heerlikheid wat vir my wag, wegneem nie. Nou jy sien broers en susters, Paulus maak nie die hartseer en die pyn van hierdie lewe af as niks nie. Hy sê nie, en hy sê blasey oor die pyn wat ons beleef nie. Daai wat jy in die oggend in jou bed lê, jy word 3 uur wakker, dis nog donker, dis nog nie eers skemer nie, en jy begin rondrol en jy dink, Here help. Paulus is nie immuun teen dit nie. Hy sê ek is oortuig dat die lyding wat ons nou verduur, Paulus se lewe is in gedrang. Hy sê selfs hierdie lyding, hierdie probleme weeg nie op nie.
Maar hy sê jy het een van twee keuses in jou denke. Hy sê jy het een van twee keuses in jou kop om te maak. Hy sê jy kan of bly vaskyk in hierdie probleem voor jou en jou so laat absorbeer in hierdie lewe en wat nou gebeur, of jy kan verbykyk na die ewige perspektief toe en dit na jou hede toe terugbring. 'n Goeie vriend van my vertel die storie. En hy vertel die storie, hy het een keer 'n Pinksterreeks moes hou. En so na sy tweede Pinksterpreek, die maandag aand kom 'n oom na hom toe gestap. En die oom sê vir hom, jong man, jy's dan baie vol van jouself, jy is nog baie jonk en jy vertel vir ons van die Here wat net vir jou vreugde gee en hoe die Here jou eintlik kan sterk hou in moedelose tye. Hoe kan jy dit sê? En my vriend, wat nogal 'n skerp ou is, sê oom, stap gou saam met my buite toe. En toe hulle so buite kom, vra hy vir die oom, kyk gou vir my op. En die oom kyk op en hy sê, oom, wat sien oom? En die oom is so half geïrriteerd. Hy sê, jong man, ek sien wolke en ek sien blou lig. Wat wil jy hê moet ek sien? Hy sê, oom, weet jy wat sien ek as ek opkyk? Hy sê, ek sien die geopende hemel. Ek sien die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan en ek weet ek leef onder die geopende hemel. En die oom brom nog so onderlangs sê die vriend van my, hy sê, oom, maar wag. As oom afkyk, wat sien oom? Jy gaan nou sien oom oordentlik geïrriteerd. Hy sê, wat wil jy hê moet ek sien? Ek sien gras. Ek sien verlepte gras. Hy sê, oom, kom ek sê vir oom, wat sien ek as ek afkyk? Hy sê, as ek afkyk, sien ek die fondasie van Jesus Christus. Die fondament waarop my geloof gebou is en wat nooit sal wankel nie. Maar oom, kom ek vra vir oom, as oom agtertoe kyk, wat sien oom? En voordat die oom kan antwoord, raak hierdie vriend nog meer opgewonde. Hy sê, oom, as ek agtertoe kyk, sien ek die kruis van Jesus Christus wat my die verlossing gebring het en my vergifnis gebied het van al my sonde straf. Hy sê, en oom, wat sien oom as hom vorentoe kyk? En toe is die oom stil. Hy sê, oom, as ek vorentoe kyk, sien ek Jesus wat met die verlossingskroon staan. En my nader wink en sê, hardloop, hier is die verlossingskroon, as jy die wedloop eindtyd volhou, die lewe in die hemel by my. En dis wat Paulus sê. Ja, ons het probleme, maar ons het een van twee keuses. Ons kan toelaat dat ons so geabsorbeer word en ons oë dit net sien, of ons kan toelaat dat die Here 'n operasie aan ons oë doen. En volgende week gaan ons dit doen en ek wil julle almal nooi met die nagmaal, dat die Here kom en vir ons 'n hart en 'n oogoorplanting gee in ons lewens, 'n oogoorplanting wat kyk na die hemel wat geopen is, wat die hemel vir ons oopgesluit het. En ek wil hê jy moet vanmôre daai kontrol knoppie in jou lewe druk, die kontrol van jou gedagtes. Want hoor wat sê Kolossense. Kolossense 3 vers 1 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo. Hy gaan verder, hy sê, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, hy sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Hy sê, oefen julle gedagtes om aan die dinge daarbo te dink en nie so vasgevang te word deur die dinge op aarde nie. Die dinge op aarde is reël. Maar jy kan of daardeur geabsorbeer word, of die hemel sien en daarna kyk. Jy weet, daar is 'n verleiding wat besig is om in ons samelewing plaas te vind. Ek dink daar's 'n dwaling wat besig is om stukkie vir stukkie ons mense se harte binne te dring. En dit gaan soos volg. En ek dink dis die strategie van die duiwel. Hy sê vir ons, wees net jouself. Wees net jouself. Waar die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Leef heilig soos iemand wat op pad is na die hemel toe. Nie soos iemand wat op aarde behoort nie. Want jy sien, wanneer jy begin fokus op die hemel, gebeur 5 interessante dinge met jou. Wanneer jy die hemel jou perspektief maak en die hemelse boodskap en die hemelse visie aarde toe bring, hier na jou lewe toe, gebeur 5 dinge outomaties in jou lewe. In die eerste plek, jy word gelukkiger en minder spanningsvol in jou lewe. Wanneer jy begin leef en vir jouself sê, ek is 'n reisiger in hierdie lewe, ek is op pad na die ewige lewe toe, die eerste ding wat gebeur,
is die spanning begin verlig in jou lewe en jy raak 'n gelukkiger mens. Die tweede ding is, jy raak meer positief onder druk. Want jy onthou wie in die hemel is. Die derde ding is, jy begin Jesus al meer raak kyk in jou lewe. Vierdens, jy begin al hoe meer lofprysing in jou hart voel. En vyfdens, jou hart begin vul met dankbaarheid. Druk vanmôre die kontrolknoppie in jou lewe en neem beheer van jou gedagtes. Let bietjie hierdie week op, hoeveel keer ons in die negatiewe spiraal van denke onsself toelaat om in af te spoel. Tweedens, die alt-knoppie. Alter jou denke. Alter jou optrede. Verander jou optrede. En hier is die gedeelte wat ons gelees het vanmôre, Romeine hoofstuk 12. Nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die ontferming van God. Gee jouself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer. Broers en susters, jy kan nie dieselfde leef nie. As jy 'n kind van die Here is, kan jy nie dieselfde leef as die wêreld nie. Die Bybel sê vir ons 'n boom word geken aan sy vrugte, 'n kind van God word geken aan sy dade. Jy kan nie dieselfde leef as die wêreld nie. En dis waar die knoppie inkom van alt. En hier wil ek weer herhaal wat ek nou gesê het. Die wêreld is besig om jou te verneek. Die wêreld is besig om jou te vertroebel en vir jou te jok. Die wêreld sê vir jou, wees net jouself. Die Here sê, wees heilig soos ek heilig is. Die wêreld sê, volg jou hart. Die Here sê, volg my. Die wêreld sê, glo net in jouself. Die Here sê, glo eerste in my. Die wêreld sê, doen wat jou gelukkig maak. Die Here sê, doen wat my behaag. As jy vanmôre die kontrolknoppie druk ook die alt-knoppie. Verander jou lewe. 'n Storie wat my baie lank terug opgeval het en wat ek weer 'n keer wil vertel, is van Alexander die Grote. Hulle vertel Alexander die Grote was besig met 'n groot oorlog gewees en daar was 'n groot veldslag. En na hierdie veldslag bring hulle 'n jong man voor Alexander die Grote. Hy sit op die troon en nou bring hulle al hierdie soldate na hom toe wat lafaards was, wat weggehardloop het. En gewoonlik is die punishment, is die straf wat hulle kry is teregstelling. En dan word vertel dat hierdie jong man word voor Alexander die Grote ingebring. En die kaptein sê hierdie jong man het weggehardloop. Toe die oorlog op sy ergste was, het hy weggehardloop. En Alexander vra toe vir hom, hoekom het jy dit gedoen? En hy sê toe, koning, dit was my eerste veldslag. Ek is 'n jong man. Ek was gespanne geweest en toe die oorlog begin het ek weggehardloop. En Alexander kry hom jammer, vertel hulle. Hier in sy hart kom daar so diep bedroefdheid in Alexander die Grote se hart en hy sien die vrees in hierdie jong man se oë. En hy vra toe vir die jong man, wat is jou naam? En die jong man sê vir hom, koning Alexander, my naam is ook Alexander. En hulle vertel dat Alexander die Grote se gelaat onmiddellik so verander en sy gesig verstar en hy kyk die jong man en hy sê vir hom, jong man, ek en jy het dieselfde naam. Verander jou optrede of verander jou naam. En dis wat Christus vir ons wil sê. As jy die naam Christen dra, beteken dit Christus sin. Of jy verander jou lewe, of jy verander jou naam. En dan laastens, die delete knoppie. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jesus het die delete knoppie vir jou gedruk. 2000 jaar terug aan die kruis, toe Jesus gesterf het en hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Het hy daardie delete knoppie vir jou gedruk en die straf op jou sonde uitgevee. En daar aan die kruis roep hy die bekende Griekse woord uit, tetelestai, wat beteken, dit is volbring. En jy sit vanmôre hier, omdat die delete knoppie reeds in jou lewe gedruk is, omdat jou geloofsoë gereset is, omdat jou geloofshart gereboot is. Jy sit vanmôre hier,
as skoon gewas, as vergewe, as begenadig. Leef so. Ek sluit af vanmôre met die woorde van Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou hier moet verdra, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Druk vanmôre die kontrolknoppie in jou hart en begin jou gedagtes fokus op die skatte in die hemel. Druk die alt-knoppie in jou lewe om te leef soos iemand wat op pad is hemel toe. En onthou, Jesus het die delete-knoppie in jou lewe gedruk, sodat jy skoon gewas, verlos en begenadig vanmôre hier kan sit. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, Jesus, dankie dat U die delete-knoppie in my lewe gedruk het. Dat U die sonde uitgewis het, Here. Here, dit is amper asof U deur daardie daad die harde skyf van inligting van sonde in my lewe in God se hart uitgewis het. Daar is geen backup meer van my sonde nie. Here, en mag ek uit daardie stuk genade leef. Mag ek leef met my oog en my hart gerig op die heerlikheid. En Here, mag my gedagtes daardeur geabsorbeer word. En mag ek leef soos iemand wat op pad is hemel toe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 488. Dis een van die mooiste liedere wat ons het. En hier gaan dit oor 'n belydenis van wie Jesus Christus is. Oor wat hy doen en wat hy in ons doen. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans. Want om Christus te ken is 'n vreugde en dit bring vreugde in ons hart. Kom ons sluit af vanmôre met lied 488, vers 1, vers 2 en vers 4. Ontvang nou die seën van die Here en gaan met die wete, die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.